ons gaan die formaat eintlik so eenvoudig moontlik hou. Ons gaan die erediens hou aan die hand van Efesiërs 1 en dan die Lordse leerreëls. En nou is ons almal bewus daarvan dat die Lordse leerreëls nie van die maklikste leesstof is. Maar hopelik sal die prediking meer toegang maak, verlig. En dan ook met die erediens gaan ons dan geleentheid gee vir preekbespreking. So wanneer die preekbespreking afgehandel is, by aande is daar meer vrae, meer bespreking, ander aande minder. So ons kyk hoe dit gaan, eerste ronde, dan direk daarna sal ons dan die slotlied sing en dan met die seëngebed dan ook na die erediens van die lewe gestuur word. So, kom ons kyk vanaand hoe dit werk. Dit is aan die hand van 'n baie moeilike, soms moeilike onderwerp, die uitverkiesing. En nou is dit so dat dan by die uitverkiesing baie valse munt in omloop is. Psalmdigter meermaal ons voorhou, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die een wat eerst uit die dood opgestaan het, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Ons Vader, wat in die hemel is. Ons bring aan U die dank en die lof toe, want ons het nou ook die voorreg en die geleentheid om onder hierdie ontmoeting na U woord te kan luister, dit te kan toepas op ons lewens. En ons het ook die voorreg om saam met die kerk van alle eeue en alle wêrelddele heen te kan besin oor 'n belydelike skrif waarin hierdie absolute geheimenis en kragtige, onmeetlike diepte van die uitverkiesing besin word. Ons is diep onder die indruk daarvan dat ons ook in 'n gemeenskap lewe waarin die troos van die uitverkiesing meermale afgemaak word, meermale aangepas word by dit wat mense graag wil hê dit moet wees. En dan dank ons U vir die geleentheid om ook die oor en die hart op U woord en die belydenis te ondruk. En dan ook so dat ons sal raak sien dat die uitverkiesing nooit buite ons Here Jesus Christus omgaan nie. Ons dank U dat ons hieroor kan sing. En ons dank U dat ook U woord ook in hierdie oomblikke tot ons sal spreek. En dan is dit ons bede dat U deur U woord wat U oopmaak deur die Gees ons werklik hier sal begelei. Sodat ook deur dit wat ons verklaar en toepas, ons voor die skatkamer van U beloftes geplaas sal word, en sodoende ook tot nuwe insigte en perspektiewe in ons daaglikse lewens begelei sal word. Seën ons wanneer ons so na U woord luister en ook na die prediking, en ook wanneer ons as gemeente die geleentheid het om te kan deelneem aan bespreking, vrae wat moontlik gevra kan word in sake onsekerhede oor dit wat U woord aan ons openbaar. Ons bid dat U ook dit sal gebruik om elkeen van ons toe te rus en op te bou in die geloof. So bid ons dat U hierdie oomblik ook so sal aanraak deur U woord en deur U Gees. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons lees weer uit die 203 woorde, soos dit in die oorspronklike taal gebruik word in Efesiërs 1, maar ons fokus vanaand waar ons vanoggend gefokus het op die werk van God, die Seun, wat outomaties lei na die werk van God, die Heilige Gees, wat ons verseël en ook 'n waarborg is, fokus ons vanaand op die werk van God die Vader, wat dan ook omhels die werk van God die Seun. Die uitverkiesing, maar 'n uitverkiesing in ons Here Jesus Christus. En nou gaan ons uit Efesiërs 1 lees, en dan direk daarna in die Lordse leerreëls, paragraaf 1, 5, 7, 12 en 16. Kom ons lees dan in Efesiërs 1 van Paulus, apostel van Christus Jesus, die wil van God. Aan almal wat in Efese, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Met ander woorde onmeetlik, hè? So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem
om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons losgekoop, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en het deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur het volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ons fokusverse, vers 3 tot 5, waar die wonderlike daad van uitverkiesing besing word, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. En nou broers en susters, in paragraaf 1 hoor net waar begin ons belydenis van die uitverkiesing. Alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. Daarom sou God niemand veronreg het as dit sy wil was om die hele mensdom in die sonde en vervloeking te laat bly en vanweë die sonde te veroordeel. Dan volg die skrifgedeelte in Romeine 6 vers 23 en dan paragraaf 5. Die oorsaak of skuld van hierdie ongeloof, is nou na die vorige paragrawe gepraat het van hoe God evangeliebedienaars, evangeliste stuur om die woord te bring. Die oorsaak of skuld van hierdie ongeloof, net die verhardheid van sekere mense, net soos van alle ander sondes lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur hom is egter 'n genadegawe van God. En dan die aanhaling uit Filippense 1 vers 29 wat u gerus tuis kan lees. Paragraaf 7. Hierdie uitverkiesing is 'n onveranderlike voorneme van God. Met ander woorde, eenmaal uitverkies, altyd uitverkies. God trek nie hierdie gawe van die uitverkiesing terug wanneer ons dan sondig. Dis 'n onveranderlike besluit van voor die skepping en die grondlegging van die wêreld. Daarvolgens het hy nog voor die skepping 'n sekere aantal mense uit die hele mensdom uitverkies. Hierdie mensdom het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf geval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as die ander nie, maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike ellende, met ander woorde geestelike ballingskap, Nogtans het hy hulle uit volkome vrye welbehae van sy wil en uit louter genade tot die saligheid in Christus uitverkies.
Ons laat die paragraaf daar en dan laai ons na paragraaf 12. Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker deur die Heilige Gees. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate. God volg met alle mense 'n ander pad. Hulle ontvang hierdie versekering nie deur nuuskierig die verborgenhede en dieptes van God te probeer deursoek nie, maar wel deur in hulself die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos die woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waar te neem. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid. En dan paragraaf 16. Hulle wat die lewende geloof in Christus, die vaste vertroue, die gewetensrus, die beoefening van kinderlike gehoorsaamheid en die roem in God deur Christus nog nie kragtig ervaar nie, of skoon hulle die middele gebruik waardeur God beloof het om hierdie dinge in ons te bewerk, moet nie mismoedig word wanneer hulle van die verwerping hoor nie. Hulle moet ook nie onder die verworpenes gereken word nie, maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade en dit ook met eerbied en ootmoed verwag. Hulle wat ernstig begeer om hulle tot God te bekeer, om hom alleen te behaag en van die liggaam van die dood verlos te word, maar op die pad van godsvrug en die geloof nog nie so ver gevorder het as wat hulle wou nie, behoort die Heer van die verwerping nog minder te vrees. Die barmhartige God het immers beloof dat hy die dowwe lampet nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek nie. Maar hierdie Heer is tereg verskriklik vir almal wat God en die verlosser Jesus Christus vergeet en hulle geheel en al aan wêreldse sorge en sondige begeertes oorgegee. Dit sal so bly solank hulle nie met erns tot God bekeer. Kom ons kry net die volgende skryf. Broers en susters, hier het dan ook in die nuusbrief afgeloop. Ek dink belangrik uit dit wat ons nou gelees het, waar begin paragraaf 1, alle mense is goed, niemand verdien God se genade. Kom ons laai af van die volgende skryfie. Paragraaf 5, die geloof is 'n geskenk, is 'n gawe. En ongeloof is uit en uit die mens se skuld. Volgende skryfie asseblief. God se uitverkiesing is 'n ewige besluit. God het nie vooraf besluit dat jy lyk vir my aanvaarbaar, nou kies ek jou. Dis 'n ewige besluit, nie gebaseer op die dienste nie, maar grond van sy genade in Christus. Die uitverkiesing word in die lewe van gelowiges sigbaar deur geloof, die pad van heiligmaking en volharding. Op die laaste skryf daar, gelowiges wat in twyfel worstel, moet nie wanhoop. Hulle moet telkens van geloof of tekens van geloof en bekeerde raak sien en God se belofte vertrou. Of dan die volgende skryfie meer skematies in een besin. Daar dink ek ons ons so hou terwyl ons dan nou met die prediking in aanvang het. Broers en susters, sê nou maar nie, dit hoor ons, sê nou maar nie, ek kom aan die einde van my lewe en in die idioom van hoe ons praat, ek moet daar boor uitvind, hoe sê, oeps, jammer, jy het dit nie gemaakt. Dit is meermale hoe ook lidmate van gemeentes met 'n gereformeerde grondslag hieroor redeneer. En dan word daar sommer openlik deur 'n teoloog gesê, nee wat, hierdie leerstuk
van die uitverkiesing, dit gaan nie af. Want dit ontstel goedgelowige mense net nog meer en meer. Maar nou weet u, broeder en suster, wil ek vanaand die goeie boodskap, die blye tyding van die uitverkiesing aan u verkondig. En nou, voordat u sê, hoe kan dit 'n blye boodskap wees, hoe kan dit die evangelie wees? Vra, luister tog net na wat die woord en ons belydenis sê. So wat sê die woord, Efesiërs 1? Die uitverkiesing is 'n saak om 'n lofsang oor te sing. Ja, die uitverkiesing word hier omraam soos vanoggend uitgelig deur vers 3 en vers 14. 'n lofprysende gebed. En vir wie is hierdie lofprysende gebed oor die uitverkiesing bedoel? Vir elkeen van ons wat moontlik vanaand worstel met onsekerheid, is ek uitverkies? Maar daar is ook die ander kant van die munt. Ook weer 'n opskerping om dan ook diegene wat die uitverkiesing as 'n tapuit gebruik, as 'n verskoning, as 'n kaartjie gebruik om te doen wat hulle wil doen, of dit met die woord van die Here ooreenstem of nie, om te sê, dink weer 'n keer hieroor na. Want die uitverkiesing het geensins daarmee te maak dat ons nou die arms kan vou en sê, maar ek gaan ons hemel toe. En nou kan ek maar net doen wat ek wil doen. Ek gaan lees maar weer paragraaf 12 en 16 van die Dordtse leerlings. Dus, broeder en suster, as ons die blye boodskap van die uitverkiesing vanaand oordink en verkondig, dan kom dit ook op 'n baie pertinente wyse tot elkeen van ons en sê, laat nie een van ons ooit gemeen wees met God se woord. Want dit hoor 'n mens meermaal in gesprek. Mense wat gedeeltes in die Bybel teenoor mekaar afspeel. En dan ook sê, ja, maar weet jy, die Bybel het dan so teenstrydighede of oneffenhede. Want in Filippense, dieselfde skrywer as Efesiërs, lees ons van werk jou eie heil met vrees en bewe. En nou kom Paulus in 'n ander brief en hy sê eintlik die teenoorgestelde. Dit is dat die verlossing nie deur jou bewerk word. Dis nie in jou hande nie. Dis uit en uit 'n besluit van God van voor die grondlegging van die wêreld. Nou broeder en suster, ons so te redeneer is om met eerbied gesê 'n drog redenasie van stapel te stuur. Is om op 'n oneerbiedige wyse met God se woord om te gaan. In plaas daarvan om na elke boek en na elke gedeelte binne 'n bepaalde konteks te gaan luister. Nou vra jy, wat is dan die konteks van Efesiërs 1? Die konteks van Efesiërs 1 het uit en uit te maak met hierdie hoofstuk wat eintlik, broeder en suster, op almal van ons se boekrak een van die meer geliefde gedeeltes in die Bybel moet wees. Want die werk van God drie enig wanneer dit kom by ons verlossing word nergens duideliker as in Efesiërs 1 aan ons beskryf. Die werk van God die Vader wat ons van ewigheid af in sy Seun uitverkies het en deur die Heilige Gees ook hiervan verseker. Hoor jy? 'n kragtige manier waarop Efesiërs hieroor praat. Met ander woorde, Efesiërs 1 kom vanaand en elke dag tot elkeen van ons en sê, wanneer ek praat oor my lewe en ek praat oor die bestaan van die kerk van ons Here Jesus Christus, is daar 'n ewigheids
agtergrond. Nou, oordink dit nie, rol dit in die geloofsrond rol broeder en suster. Die kerk het 'n ewigheidsagtergrond. Met ander woorde, die kerk waaroor ons so negatief kan praat. Die kerk wat ons altyd dink is besig om dood te loop. Die kerk wat ons op meermale beskryf as 'n klomp mense wat banke warm sit, maar hulle is eintlik geveinsdes. Want u weet self, mense hoef nie lang te kyk en lang te wonder nie om agter te kom dat almal van ons wat vanaand hier is, elke lidmaat in hierdie gemeente, tog nie sondeloos is nie. Dus ook daardie redenasie van soveel mense is ook eintlik maar 'n droogende nasie. Want dis die voor die hand liggende saak, ons werk in die kerk met onvolmaakte mense, maar tog deur God se genade, deur sy uitverkiesende liefde, op 'n vaste grondslag en basis geplaas. En dan die aangrypende, dat Paulus nou hier uit die tronk, uit die gevangenis, ja, Efese se dominee was toe iemand wat in die tronk was, kom en hy deel die pragtigste nuus denkbaar, maar ook die donkerste nuus denkbaar. Die donkerste nuus van Paulus wat sê, eerlike nuus vir julle gemeente, julle was dood. Julle is dood as gevolg van die sonde. Maar in dieselfde asem, julle het lewend geword. Kragtens hierdie groot genade van God, wat hy al van die ewigheid af bedink het. Hoor jy wat die apostel Paulus sê? Ek is nou hier in die tronk. Die lewe verander net so, maar julle lewens staan vas, nie op grond van 'n kerkraad of enige diensknegt se pragtige en flink optrede, maar op grond van God se uitverkiesing. En dan kom hierdie dominee wat in die tronk is, hierdie apostel, en hy sê, maar wanneer julle dink oor die uitverkiesing, doen dit nie met swaarmoedigheid nie, doen dit nie met hierdie beangstigheid, maar doen dit met 'n lied in jou hart. Met ander woorde, sing hieroor. En nou gaan ons sien hoekom ons hieroor moet sing. En dan maak ons iets van 'n venster oop en ons sê dat God ons verseker van die ewige uitverkiesing in ons Here Jesus Christus. Om te wat? Om hieroor te kan sing. En dis die twee kante van die saak. Die ewigheidsfondasie van die kerk, en dan kyk ons ook in die tweede plek na die loflied wanneer ons praat oor die uitverkiesing. Nou broeder en suster, in Efesiërs 1 vers 4 en 5 lees ons die volgende: so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou hoor jy hoe tel Efesiërs 1 vers 4 die lyn op van die Joodse leer is. God het van voor die grondlegging van die wêreld sy kinders uitverkies om heilig en onberispelik te wees. En nou hoor ek dat u redeneer en sê, ja, die Joodse leerreëls begin by Adam. Maar wat op dese aarde het ons hier in 2026 met Adam te maak? Dan is die onmiddellike antwoord alles. Want Adam was niemand anders as die verbondshoof. En toe hy in sonde val, toe val die hele menslike nageslag ook in die sonde, wat ons dan meermale beskryf as die erfskuld aan die een kant en die erfsmet aan die ander kant. Met ander woorde, selfs daar die papbaba wag nie eers om te kyk wat ma en pa verkeerd doen voordat hulle begin verkeerd doen. Sommer in die wiegie al kan ons baie duidelik sien dat dit nie 'n volmaakte kind is nie, al voel 'n ma en pa meer waans. Jy kom agter.
die apostel Paulus hierby aansluit en sê, dat omdat alle mense eintlik verdien om verlore te gaan vanweë die feit dat almal ewe skuldig is, begin hierdie troos van die uitverkiesing by wat God van ewigheid af gedoen het om sy kinders uit hierdie sonde uit te trek. En hoor, ek wou sê, iemand is mos onregverdig. En dan is die onmiddellike teenantwoord van ons belydenis in die skrif, nee, hoe kan dit onregverdig wees, as God niemand aangespoor het om sonde te doen, en die mens in sonde val, en hy kom uit genade, en hy kies sy kinders uit. Die kom agter die belangrike kopskyf. Ons begin nie by menseregte, as ons oor die uitverkiesing maak, nie, maar ons begin by God se genade, in en deur ons Here Jesus Christus. En dan is dit vir ons besonder opmerking, dat Efesiërs 1, twee begrippe om die uitverkiesing mee te beskryf. In vers 4, hy het ons uitverkies, en dan in vers 5, volgens sy genadige beskikking. Nou, interessant, die kritiese mense sê meermale, ja, vergeet net hierdie verse in Efesiërs 1, want het staan net hier, dis waar hulle die fout maak, dit staan tot 6 maal in die Bybel. Tot 6 maal. En die eerste begrip in vers 4 beteken letterlik dat God uit die menslike geslag getel, gekollecteer, 'n besluit geneem. 'n Besluit geneem oor mense wat in die tyd op grond van die evangelie verkondiging tot geloof sou kom. En hy sorg dat hulle tot geloof kom. Maar daardie selfde boodskap van genade, van verlossing, kom week na week, dag na dag, tot alle mense, ook hulle, wat huigel en hulle wat in hulle sondes bly volhard. Dus niemand kan sê ek het nie geweet nie. Dis waarom ons ook getuies is, waarom ons ook die evangelie uitdra. En daarom, broeder en suster, kom daar die tweede begrip in vers 5, wat ook sê, sy genadige beskikking. Dink aan die uitverkiesing oor God se genadige beskikking. Met ander woorde, 'n genadige beskikking, wanneer beskik iemand iets? Iemand wat iets vooruit sien, maar ook kan voorsien in wat nodig is. Met ander woorde, hy beskik. Dan, wanneer ons so oor die uitverkiesing dink en ons let op die werkwoord tyd waarin dit staan, staan daar letterlik, God het ons vir eens en altyd uitverkies. Dus, ek hoef nooit ooit met vrees en angs rond te loop, dat ek een oomblik uitverkies is. Maar nou het ek iets gesê of iets gedoen, en nou is ek nie meer uitverkies. Ek kom agter. Dit word juis daar die plekgrond, die rede, om met groter ywer en met groter oorgawe ook daardie pad van daaglikse bekering te bly wandel. In die wete, ek hoef nie eers 'n deur af te breek, voordat God my in genade sal aansien. Maar dat hy amper soos in Lukas 15, my ook terug verwelkom, my terugsoen in die Vaderhuis, omdat hy alreeds van ewigheid af met my moeite maak, en in die tyd bly moeite maak. As dit dan so is, dan sê Paulus in Efesiërs 1 vers 6, sê hierdie kragtige ding, daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Daar staan letterlik, hy het oor ons uitgestort. So hierdie genade is toe maar nie net so 'n klein trechtertjie met 'n druppeltjie water nie, maar dis genade wat hy in hierdie emmers van oorvloed van genade oor ons kom uitgiet het. Sien nie waarom sing die apostel Paulus hieroor? Sien nie waarom kan ons hieroor sing? Maar nou hoor ek broer en suster. Nou hoor ek weer eens, maar van die kant af moet. Maar wat maak dit dan?
met hierdie onsekerheid wat amper soos 'n lastige troeteldier. Terwyl ek die troeteldier terugstuur huis toe, die volgende oomblik weer hier onder my voete is. Hoe kan ek hierdie onsekerheid en hierdie vrees van my verwyder? En dan kom die Dordtse leerreëls saam met Efesiërs 1 en sê, te midde van daardie onsekerheid, en indien daar van ons is dit vanaand wonder, maar is ek werklik uitverkies? Moenie wanhoopig word. Gaan ywerig voort om die middele te gebruik wat God gegee het. Gaan ywerig voort om te bid, om 'n gesprek te tree, om die Bybel te lees, en God te vra om op sy tyd daardie sekerheid te gee. Nou baie van u wat vanaand hier is ouers, daar is moontlik kleinkinders, daar is familielede wat ook worstel met hierdie vraag en wonder u ook meermale, maar as hierdie familielid op hierdie pad aangaan, is die familielid wat uit hierdie selfe verbondsatmosfeer kom dan nie uitverkies nie. Nou broeder en suster, dis nie vir een vir my om te sê iemand is uitverkies of nie uitverkies nie. So, ons wat so geneig is om mense te wil afskryf, pas op. Ons het geen ruimte daarvoor in sowel Efesiërs 1 as in die Dordtse leerreëls. Dis ons taak om nog met groter ywer te bly getuig deur voorbeeld. Want daar breek soms 'n tyd aan, selfs binne families, dat dit wat ek sê eintlik net hierdie verhardheid en weerstand gaan doen. Maar dit beteken nie dat ek hoef op te hou bid nie. En die wonderlike wete, die Here gaan. Hy sal op sy tyd en op sy manier daardie persoon se lewe omdraai. As dit nie so was, dan moet ons nie lees van daardie misdadiger in die kruis nie, wat letterlik in beseringstyd van sy lewe tot inkeer gekom het. Maar broer en suster, daar is 'n eerste. Moet ons soos wat ons nie ophou om ook die woord te bring en diegene wat nog nie daar is te bedien met liefde en met ons getuienis. Het ons ook 'n grootse verantwoordelikheid rondom hulle wat weet van al die dinge en steeds verby stuur by hierdie troostvolle gedagte. Ook hulle bedien met die gebed. En ook aan hulle bly dink en bly moeite doen met elkeen van hulle. Ek kom agter. Die uitverkiesing maak ons nie arrogant nie. Dit maak ons diep nederig. En hoe weet ek vanaand? Ek is uitverkies. Die Dordtse leerreëls sê, nie op grond van 'n gevoel wat ek het, of 'n emosie wat ek het, maar ek let op die vrugte van die geloof. Met ander woorde, is ek hartlik bedroef oor my sonde? Besef ek dat my hele lewe draai om God se verlossende liefde en genade? Het ek hierdie begeerte om nie net volgens sekere gedeeltes in die Bybel nie, maar volgens al die gedeeltes te leef? En weet jy, is nie wat ek sê nie. Dis wat ons moet bly, dis wat die Here sê. Dan mag jy weet dat jy uitverkies is. Jy mag dit weet. En nou ewe skielik begin alles verander. Want weet jy, as ons Openbaring lees ons vir die boek van die lewe. En kyk nou, hoe spring ons gedagtes verkeerd. Die boek van die lewe beteken dis die name van gelowiges, wat dan ook in terme van hierdie beeldspraak by God opgeteken is. My naam is in sy handpalms gegraveer. Maar nou wil ons, soos ons in die alledaagse lewe maak, benewens die boek van die lewe,
ook 'n ander boek in die Bybel inlees, dis 'n swart boek. Met ander woorde, daar's die boek van die lewe en nou wil ek bepaal wie staan in God se swart boek. Wie se naam staan daar? Ons lees nie in die Bybel daarvan. So hier kom agter, broer en suster. Veroordeel die passie by ons. Nooit tot in die laaste dag hier op aarde gaan ons weet wie die uitverkorenes is nie. En tot op daardie dag gaan ons aanhou om die evangelie te bring, aanhou om die troos te bring, aanhou om hieroor te sing, aanhou om hieroor te getuig. En nou sluit ek af met daardie vraag. Sug u en ek oor die uitverkiesing? Of sing ons? Dit gee vir ons ook nou die unieke geleentheid om oor te gaan na ons preekbespreking. Ek dink wanneer ek die vraag wil vra, of dan opmerking wil maak, neem asseblief vrymoedigheid. So, ek vra maar net as die voorsit, praat dan agtertoe, ek sal my ook so skik om mooi te hoor. Die Stoffel eerst. Dominee, as ek het reg verstaan, dan is die uitverkiesing nie X hoeveelheid mense, dis perspektief. Ja. En dan het Christus gekom om vir daardie mense te sterf. Maar ek wil iewers gehad het in my kop vas dat ek ook lees in die Bybel dat Christus vir alle mense gesterf het. Is ek verkeerd? Goed, die vraag is, het Christus vir alle mense gesterwe? Ek dink is 'n belangrike vraag. Nee, ek dink wat Stoffel heeltemal reg wys, is dat die verlossing van Christus, God se uitverkiesing liefde, genoegsaam is vir almal, maar net effektief is in die lewens van gelowiges. Hoor nou, sê die belydenis, word al die mense dan weer in Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Dan sê die antwoord nee, maar slegs die wat deur ware geloof in hom ingelei word en al sy weldade aanneem. So, ek dink die belangrike gedagte hier, as ons dit so kan antwoord, die liefde in Christus word aan alle mense verkondig. Almal. Want ons kan tog nie hier in mense se harte kyk van hom. Ons kan hoogstens kyk, is daar vrugte van die geloof. Maar die aangrypende daarvan is sekere mense van hart en ander neem deur die geloof die verlossing aan. En dan dink ek sou die belangrike wees dat alhoewel nie alle mense uitverkies word. Want kyk as ons sê almal is uitverkies en sekere mense gaan dan verlore, dan sê ons God is eintlik onmagtig, nee. Hy is nie in staat om daardie mense wat hy uitverkies se lewens op in te draai. Dan dink ek sou die veilige antwoord wees om te sê, ja, hierdie genade wat aan almal verkondig word, het slegs 'n uitwerking van onraai en vrugte in die lewens van hulle wat in Christus ingelei is. Die ander kan nie redeneer en sê, maar ek was nie ingelei, daarom glo ek, maar God het niemand tot sonde gedryf nie. Tevrede met die antwoord? Uit die belydenis uit, nee. Kom ons hoor, nog iemand wat 'n vraag wil vra? 'n opmerking, onsekerheid, oor regte, meneer Paul. Dis miskien bietjie vreeslike wye vraag. Maar ek wonder van kunstbeen afdaal. En toe trek daar nou so 'n persoon namens my in. Hy is absoluut toegewy. Hy is 'n Indiër. Hy is toegewy. Wat my skaam maak, partykeer
Goeie vraag. Ek dink ons worstel daarmee. Die jong mense Bybelstudiegroep het ook al daarin geraak. Ek dink die veilige antwoord op dit bly. Niemand weet nie. Dis ook nie vir my om te bepaal ja of nee. Maar wat wel waar is, dit beteken nie dat alles nou op losse basis is. As ons nou Johannes 10 lees, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. So, sou iemand van 'n bepaalde religie wees en nie Christus deur 'n ware geloof aanvaar, dan sou 'n mens bloot op grond van die stelreël moet sê. Dan is daar nie 'n ingang en 'n deurtog na die Vader toe. Maar daarmee moet ons in dieselfde asem sê. Ons kan ook nie weet hoe die Here in daardie persoon se lewe werk en daar is ook mense wat in daardie godsdienst tot inkeer. Trouwens, kyk in Afrika, groei die Christelike geloof wel baie breër vier en mense bid en daar genoeg evangelie verkondigers is wat kan help aan die diepte daarvan. So, ek dink ook in daardie sin van die woord, Paul sê, dit ook deel van ons oproep is om ook te bid vir mense wat nie die ware God aanbid en Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar. Kyk, onthou nou selfs die reformatore het destyds ook verstom gestaan. Kyk, die einste Calvin, ons dink hy is die vanheilige en hardvochtige hervorming, het ook gesê dat ons selfs by 'n heiden soms daardie tekens van offervaardigheid wat gelowiges eintlik baie skaam maak kan optree. Sodat ons selfs by hulle kon leer waar die hartseer is dat hulle nie die weg ken nie. So getuienis, evangelisasie, daardie deel van die ware geloof, dis die opdrag van die kerk. En wanneer gaan die wederkoms aanbreek? Die wederkoms sal slegs aanbreek wanneer die laaste uitverkore kind van God tot inkeer. So miskien moet ons nog met groter ywer na dit kyk. En ons moet nie net aanvaar dat mense van ander godsdienste en van ander oortuigings noodwendig 'n slegte lewe lei as wat ons lewe. So ek hoop dit heeltemal. Hoop ek het die vraag geantwoord. Dankie vir die vraag. Asseblief, nog. Kan ek net iets doen? Asseblief, Joop. Dit sluit dalk in by wat Paul nou gesê het. Mense kry net baie mense wat voorbeeldige lewens lei. En ek dink nou aan die Bybelstudie wat ons die besig is oor die boek Job, wat tamelik dramaties begin waar die duiwel na God toe gaan en sê, ja, dit gaan goed met Job, want die sorg vir hom. En dan gaan dit swaar met Job. En dan praat ons daaroor in die groep en dan sê ons, maar dit gebeur met ons as lidmate vandag ook nog, dat God met ons bemoeienis maak en dat ons sy hand daarin moet sien. Nou ek dink in ons ander Bybelstudie het ons nou die aand gepraat van ons glo in Jesus of jy glo aan Jesus. As jy glo aan Jesus, dan baie van hierdie mense wat voorbeeldig lewe sê ja, Jesus was daar, maar hy is nie my persoonlike verlosser. Ja. En ek dink dis waar die streep getrek het. Ja. En dit, soos jy nou terecht genoem het, dit mag die ons taak nou nog groter om voort te gaan en ook met ons lewens te bewys. Alhoewel mens baie keer vir jouself sê, hoe kan ek so 'n slegte lewe lei? Maar dat ons ook met praat daar. Ja. Voortdurend praat oor om in Jesus Christus te glo as jou persoonlike geloof. Skitterend. Ja, ek weet nie of jy daar agter gehoor het nie. Die
opmerking word gemaak dat daar 'n verskil is tussen glo aan God, aan Jesus Christus en in. Kyk, in die geloofsbelijdenis, heeltemal reg. Ek glo in God die Vader, in God die Seun, in God die Heilige Gees, maar ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. En daar's 'n verskil, as jy net aan Christus glo, glo ons soos in jy weet, baie van die godsdienste wat sê, maar hy is net 'n profeet. Of hy was 'n voortreffelike mens, maar hy is nie God. So dis pragtig, net daai in. Want die uitverkiesing is ook in Christus, nee, dis nie rondom, dis in hom. Dankie vir die hoop. Nog. Asem, Pieter. Nee, dat is een vraag. Vooral over die dienst maken. En ik vraag aanmerking van God verzeker ons van eeuwige leven, maar ik nou ons als leiders nodig. Maar wat van die feit dat ons zo gedwongen is, ons moet daarom ook leiders zien. Wat van die mensen wat niet gedwongen is, als je niet in diepte daarvan gaan, kan die mensen ook niet beginnen. Ja. Mooi. Ek dink dis 'n vraag wat meermaal gevra word. Ek dink die antwoord op die vraag is wat van mense wat nie gedoop is, jy moet ook daaroor bly wees. Kyk, doop is tog 'n doop in die naam van God die Een, né? Doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek dink daar help dit ons ook om net weer die terminologie te praat. Red die doop nie? Tog nie. Die doop red nie. Die doop is 'n teken en 'n seël dat ek in Christus verlos is, né? So, dis daar die stempel, dis daar die wapen in my lewe. So die doop red my nie. So, het ek die doop nodig om gered te word? Nee. Hoekom, as daar 'n pap babietjie op sterwe lê by geboorte, gaan ons pas nie 'n nooddoop toe, want die doop is 'n teken en 'n seël wat die Here. So God se genade is groot, maar ek dink Pieter hoor dit heeltemal die argument, hè. Die feit dat jy wel gedoop is juist 'n rede om te sê, maar ons moet daaroor dankbaar wees. Kyk, ons vier ons geboortedag. Maar nou, as ek vir altyd vra, kan jy onthou watter dag is jy gedoop? Dan soek ek eers 'n papiertjie te sê op hierdie dag. Miskien is dit die groot fout wat ons maak, as ons ook ons doopdag kan herdenk. Dan het ons 'n kragtige basis, weet jy, op hierdie dag. Nee, ek was so oud, julle sal onthou, in die ou dae, die ma was skaars terug in die hospitaal, het hulle toegeslaan met die doop, nee. Dis eers redelik onlangs wat ons gesê het, nee, gee die arme ma net 'n kans om net weer mens te word. Maar ek dink die oorhuise en die gemeentes moet ons dalk meer daarvan maak. Ons het vanmiddag met die toerusting van die katedrete ook al daaroor gepraat. Dankie Pieter, ek dink dis 'n anker. Weet wat ons altyd moet onthou en dit terugverwys en sê, maar hier is die stem wat al die dinge waaroor ons vanaand gepraat het, en ek wil net om afbeeld. Die stof van wat Watter rol speel die verbond in hierdie? Watter rol speel die verbond? Ja, kyk nou, gaan ons baie mooi, sak mooi in die skraap, né? So, die verbond. Die verbond, 'n kort definisie is, ek beloof, ek gaan altyd jou God wees, en nou roep ek jou op om altyd my kind te wees. So, die verbond, het eintlik alles daarmee te maak. Nee, kyk, ons sal by 'n volgende preek ook daaroor handel. Wat gebeur met 'n babietjie van gelowige ouers wat vroeg te sterf, word die kind gered? Dan is die ons Here se antwoord ja, op grond van die verbondsbelofte. So die kind het eintlik nog nie benewens die erfsmet veel verkeerd gedoen, maar op grond van die geloof na die verbondsbeloftes word die kind gered. So
ook in ons lewens met die uitverkiesing, met die verbond, ook alles daarmee te maak. So ek kan nie sê, uitverkiesing, vou die arms, en nou sit ek net agterkoor. Goeie vraag, oor Gerrie? Ek wil net, ek wil nou party nog, weet ek baie, as jy nou sonde gedoen het, dan word jy ook tot die derde en vierde geslag, kan jy gestraf word jy gestraf. Hoe val dit nou in met die bespreking? Gaan jy gered word? Die derde ou of die vierde ou? Ja. Wat hy ook al doen, hy word gestraf. Ja. Ja. Gaan hy gered word? Nou ja, ek dink, nou gaan ons mooi nog dieper in. Nee, kom ons lees hom net gou. Die vraag is, wat maak ons dan met dit wat in die Dekaloog en 10 gebooie staan? Dat die wat dit en dit doen, hulle sal tot in die verre geslagte gestraf word. Kyk nou hierso. Nou lees ek beide kante van die muntstuk. Kyk, daar staan die 10 gebooie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou om my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, en dan stop ons verkeerd. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my lief het en my gebooie onthou. Ek dink kom julle agter, maar die 1000ste geslag en die derde en die vierde geslag. En dis nou wat jou vertalings meermale dit vir jou moeilik maak, as dit so kan aanbring. Onthou nou, ons het eintlik maar hede, verlede en toekoms in die Afrikaanse taal. Maar in die Hebreëus het jy byvoorbeeld 3 soorte verlede tyd, 2 soorte toekomstyd en 3 soorte werkwoorde in die hede wat verskillende aksies beskryf. So, wat daar nou staan, onthou nou, eerste 2 gebooie, geen afgode nie, en jy mag van niks 'n afbeelding maak, nie jou kop nie, nie in jou hart. Almal wat volhard, en dis wat in dit daar staan, wat op hierdie pad aanhou om God nie as God te eer, en aanhou om hom tot nietigheid op te neem. Vir hulle is daar dan ook hierdie nuwe gevolge van dat God hierdie sonde so straf, want nou dit gaan oor sy eed en sy heiligheid het vertrap, dat ook die geslagte wat daarna kom, selfs in die derde en vierde geslag, ook op hierdie pad aanhou. Want kyk wat gebeur, iemand wat God nie eer in 'n gesin waar daai pad so hard gery word, dat daar nie respek is vir God. Jy kan mense gesproke aanvaar dat daardie kinders mits God deur sy genade beskik vir iemand in daardie gesin onder, dat daardie voorbeeld ook oorgedra word. Maar dan weer eens, dat ons nie veroordeel. God sê dat die wat hom verneder, die wys, dat dit vir altyd gevolge gaan hê. Maar net so, hulle wat God lief tot in die 1000ste geslag, sal hierdie liefde en hierdie genade voortduur. So as hierdie muntstuk van kop en ster, dan wil ons meermale net die een kant hê, God se liefde, maar ons wil nie van God se oordeel aan die ander kant hoor nie. Nou ek stem saam. Dit is 'n geweldige skerp vonk wat 'n mens nie graag op inkyk, maar ek dink die kernwoord daar is die wat volhard. Die wat hierin volhard, dis wat daardie werkwoord beteken. Die wat aanhou en aanhou terwyl hulle van beter weet. Ek hoop ek gee ten minste 'n eerlike antwoord. Weet in daardie sin van die woord, dink ek, nie almal van ons het altyd die antieke taal wat ons beskik. Bring dit tog so 'n bietjie van die troos. Dat God nie net sê, jy het nou een keer gedoen, nou gaan jou nagesien. En ek dink dit lê in Gerrie se vraag.
nou gaan jy nabeskap doen vir die dat jou pa nie maak. So dis daai ander Pieter. Hoor jy, daar is nie nog aan. Nog iemand. Daar aan die agterkant, deur Koenie. Ek staan net so bietjie nader, ek kan hoor. Baie goeie vraag. Die vraag is, as die oorsaak vir die ongeloof uit en uit die mens lê, is dit moontlik dat God ook iemand wat ekskuus en ek druk dit nou so effens kras uit, robbe, ongehoorsame lewe leef? Kan die Here daardie persoon se lewe omdraai? Ek dink, ek kon nie, as ek dit so kan uitdruk, dis die wonderlike van die woord genade. Nee, genade beteken tog, God gee iets vir iemand wat niks verdien. So, God kan enigiemand se lewe omdraai. Dis hoekom hy evangelie verkondigers na mense te stuur. Dis hoekom hy jou werkskring gebruik, om ook te sê, want dis vir die Here wil hê. En ja, meermaal, dan lyk dit asof daardie persoon geen erg en geen belangstelling in is. En onthou nou, die dinge kom baie naby aan almal van ons, in ons families, in ons gesinne, om dit meermaal. Dat dit lyk asof dit eintlik 'n verlore saak is, hoekom doen ek nie nog moeite met so 'n persoon? En dan is die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Ek hou nooit op met daardie moeite nie. Die werkswyse kan soms verskil, want ek dink in ons families, almal van ons sal dit gehad, en ek kom agter, hoe meer jy hieroor praat, hoe meer weerstand is daar, hoe meer rebellie is daar, en dan later wil hulle ook nie met jou praat, maar net gaan die weer vir hulle preek. Maar ek dink die wonderlike is, wat is die sterkste mag denkbaar, selfs sterker, as om te praat, liefde. En ek dink ons vergeet dit meermaal, om iemand met liefde te bedien. En liefde laat altyd, vroeër of laat, selfs die grootste weerstand verkroon. So, dis waar, die oorsaak van alles lê by die mens, maar ek dink die oorsaak van genade lê gelukkig nie by die mens nie, maar by God. As ek dit so kan uitdruk, so hy kan enige gaan lees daar in paragraaf 12. En God werk nie op dieselfde manier, op dieselfde tyd in almal se lewens. Hy het nie 'n resep wat hy uitdeel, en dan koop ek hierdie resep, en dan werk die Here so. Sekere mense moet baie uitword, alvorens daar in die kentering in hulle lewens kom. En met groot eerbied gesê, sekere mense dink dit eintlik met daardie melk van die kinderwieg af. Kry dit alreeds daar. Ja, dis ongelooflik hoe die genade werk. En ek dink in alle families is daar voorbeeld van hoe die Here net so. Nee, Handelinge 9, Paulus. In iemand se lewe ingryp, 'n vervolger om te volg, 'n harde mens, word iemand met 'n sagte oor na alles en almal rondom. Dankie, dit is goeie vraag. Goed, dit lyk vir my daar is nie nog hande nie, gaan ons hiermee volstaan, en dan gaan ek vir ons vorige gebed, en dan direk daarna gaan ons dan ook Skriftuig 10:2 saamsing, as die verlengstuk van die gebed waarmee ek begin het. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, ons dank U dat ons ook vanaand
ook by hierdie eerste geleentheid ook 'n ryke bespreking kon voer oor baie moeilike sake. Sake wat soms diep uit ons boesem, uit ons ingewande kom, wat ons bekommerd laat. En ons dankie dat U ons vanaand ook verseker het, dat U kinders nooit hoef te twyfel. En selfs waar ons ook twyfel oor ander, dat ons nie tot 'n veroordeling kom, maar juis ons bediening en ons bearbeiding moet verder verskerp. En ons dankie dat U genade vasstaan en dat U ook beloof dat U koms nie sal aanbreek voor 'n laaste uitverkore kind in Christus tot inkeer gekom het. Seën elkeen van ons in hierdie week. Maak ons werklik getuies in woord, maar ook in daad. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. die seën ontvang van God se woord, alles wat ons saam gedoen het, en nou stuur die Here ons met hierdie seën van seëninge na ons woon en ons werkplek, om ook 'n seën vir ander te gaan wees. Luister maar sien hoe die Here wil seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genade wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.